Baie welkom by nog 'n uitsending van ons gemeente en Kempton Park Oos se erediens. Ons is bly dat jy, waar jy ook al in die land of in die wêreld is, gekies het om hierby in te skakel. Ons vertrou dat dit met julle elkeen goed gaan. Kom ons begin ons diens in afhanklikheid van die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskape het, en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here onse God, dankie vir die voorreg van 'n erediens in die gemeente, maar dankie ook vir die wonderlike voorreg van om via die internet 'n erediens te kan hou en uitsaai. Seën elkeen wat hierna kyk en luister binne hulle bepaalde omstandighede. Dan in ons gebed wil ons vir U verheerlik as lewende God en ons absolute afhanklikheid van U verklaar en ook vir U bid om hulp, krag, genade, geduld, uithou vermoë, begrip en insig. Here, ons bid vir ons wêreld wat intens deurmekaar is met alles wat aangaan op die internasionale front. Ons bid vir ons land, waarin daar geweldig baie woelinge en deurmekaar dinge is, maar ook wendings is. En ons dra dit alles aan U op en bid dat ons net van U afhanklik is om vir ons in die regte rigting te stuur, ook in ons denke, ook in ons gebede, en dankie vir die voorreg dat wanneer ons nie eers weet presies wat om te bid oor die uitslag van die of dat of daai nie, dan kan ons net die probleem aan U opdra. U ken die probleem en die ingewikkeldheid van die probleme van ons wêreld en ons land. Dan natuurlik wil ons vandag weer rondom U woord by mekaar wees en wil ons bid om insig en leiding in 'n beter begrip van die gebeure hier kort na U kruisiging en opwekking uit die dood. Dit alles bid ons op grond van Jesus Christus se soenverdienste en oorwinning. Hoor ons asseblief. Amen. Ons gaan so deur die loop van die diens by ten minste 4 skriflesings stil staan, maar ek wil tog begin met een wat spesifiek handel oor hierdie tyd van die jaar. Ons is nou die tyd na Paasfees en eintlik in die periode van die 40 dae waarin Jesus verskyn het voor sy hemelvaart. En daaroor handel die boek Handelinge. Daarom net 'n kort skriflesing uit Handelinge hoofstuk 5, daarvan vers 12 tot 16. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo, maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Tog is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Die mense het selfs siekes op straat uitgedra en hulle daarop draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat onder die bose geeste gelei het. Hulle is almal gesond gemaak. Ek wil baie graag sommer wegval met die eerste hoofpunt en ek wil dit noem dat 'n wesenlike aspek van Christene se perspektief oor Christendom en oor hoe dit behoort te werk, hou verband met die verwagting van wonderwerke. Uit baie jare se ervaring en praat met mense en veral luister na mense, wil ek die stelling maak dat geweldig baie mense geneig is om vas te haak by die 3 jaar van Jesus se openbare bediening. En
in daardie 3 jaar van sy openbare bediening, natuurlik aandag gee aan die gelykenisse, Jesus se lering en so meer, maar meer spesifiek nog, vasval, dink ek, by genesings en ander wonderwerke, veral genesings, en dan die verwagting het, dat wanneer iemand in ons tyd siek word, as ons bid, dat die Here sal verhoor deur 'n wonderwerk te doen, ander probleme oplos deur wonderwerke, maar veral rondom genesings. Dis een van ons groot behoeftes, en dit is nie verkeerd dat dit ons behoefte is nie. Maar ek dink tog ons mis iets, en ek dink tog daar's 'n mate van 'n wanbalans in ons perspektief, wanneer ons so vasval, ek herhaal, by die 3 jaar openbare bediening, en binne daardie 3 jaar openbare bediening, nog meer vasval by die genesings en wonderwerke. Nou, daarby moet ek dan natuurlik dadelik sê, natuurlik mag ons en moet ons bid vir genesings, of God dit nou doen met middele soos geneesere, medikasie, ander vorms van terapie en so meer, en of hy dit skynbaar onmiddellik doen, met ander woorde, sonder middels. Ons moet daarvoor bid. Geen twyfel daaroor nie. Maar, dit moet gaan oor meer. Daar moet by ons 'n groter perspektief wees as bloot die genesings. Want die groter saak is, die koninkryk van God het naby gekom. In Jesus se 3 jaar openbare bediening het die koninkryk van God naby gekom, en ons moet dit insluit in ons perspektief. Uiters belangrik. In 'n tweede hoofpunt wil ek jy nooi om vandag saam met my so bietjie te kyk na die groter prentjie. Wat die tydsafbakening aanbetref, na Jesus se opwekking uit die dood, het hy vir 40 dae lank aan mense verskyn. Ek wil graag nog 'n boodskap daaroor lewer, oor hoe belangrik dit is, en wat als in daai 40 dae spesifiek gebeur het. Daarna sy hemelvaart, dan die 10 dae wag vir die uitstorting van die Heilige Gees, en dan kan ons sê begin kerkplanting. Dan begin die verkondiging van die evangelie, die uitdra van die boodskap, of beter vertaal, die uitdra van die goeie nuus, dat Jesus die Here is, en dat wie in hom glo, die lewe sal hê, in die volle sin van die woord. Nou, in hierdie periode, waarin die apostels dan eerstens begin om die goeie nuus uit te dra, natuurlik later baie ander mense ook, maar die apostels begin, in hierdie volgende fase, speel genesings en wonderwerke ook 'n geweldige belangrike rol. Maar die rol van genesings en wonderwerke in hierdie fase is anders as wat dit was in die fase voor Jesus se kruisiging. Nou, die bekendste, belangrikste teks wat ek hier nou gaan lees nie, maar net na verwys, is Johannes 14. Jesus se gesprek met sy naaste volgelinge, daar is daarom sy disciples, hulle is ons dan nog sy volgelinge, wanneer hulle uitstuur, dan word hulle apostels, apostoleo en apostelos, om gestuur te wees. Maar in Johannes 14 lees ons Jesus 'n geweldige belangrike gesprek met sy disciples, en hierdie gesprek dien as voorbereiding, dat hy sal weggaan, en dan sê hy, dan sal hulle dieselfde dinge doen as wat hy gedoen het, verwysende na die wonderwerke of wondertekens, is 'n beter woord, en hy sê, julle sal selfs nog groter dinge doen, en dan die teks, wat julle die Vader ook al in my naam vra, dit sal hy vir julle gee. Nou gaan nie vandag daaroor preek nie, ek het al baie keer, en ek voel ek moet nog baie keer, altyd weer sê, daai was nie 'n vrypas, dat ons net enigiets van God kan vra, en agterna, ek vra dit in die naam van Jesus, soos 'n rubberstempel opsit nie. In hierdie gesprek in Johannes 14, gaan dit daaroor dat Jesus met sy disippels praat oor, wat hulle nodig gaan hê, vir hulle taak,
van die uitdra van die evangelie, die kerkplanting, die sendingopdrag, dit kan hulle vir hom in sy naam vra en dit sal hy vir hulle gee. Nou, daar is natuurlik die bevestiging dat dit toe wel gebeur het. En nou wil ek gou weer Handelinge 5, ons skriflesing lees en daarmee saam, Markus 16, twee uiters belangrike tekste vir hierdie tema en die sien van die groter prentjie rondom die koninkryk van God. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo. Maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Tog is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Die mense het selfs siekes op straat uitgedra en hulle daarop draagbare en beddens neergesit, sodat, as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee, op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem afgekom, en siekes gebring, en mense wat onder bose geeste gelei het. Hulle is almal gesond gemaak. Dan, daarmee saam, Markus 16. Markus 16, daarvan vers 15 tot 20, en vers 20 is 'n kern vers vir die verstaan van ons tema. Hy het vir hulle gesê, gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wondertekens sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle duiwels uitdrywe. In ander tale sal hulle praat. Met hulle hande sal hulle slange optel. En as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê en die sal gesond word. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig. En die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Ek wil weer vers 20 lees, omdat dit so verskriklik belangrik is, en so absoluut die punt presies beklemtoon, van wat die rol was van die wondertekens, wat die apostels deur die genade van die Here in staat was om te doen. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk, en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Hier moet ons vir 'n oomblik stil staan by 'n baie belangrike onderskeid. Wat was die rol van die wondertekens wat Jesus gedoen het in sy 3 jaar openbare bediening? Die hoofrol van daai wondertekens was om te bevestig dat Jesus kom van God af. Hy is deur God gestuur. Hy tree op met die krag wat God aan hom gee. So dit gaan oor die posisie van Jesus en geloof in Jesus as die beloofde Messias. Die rol en funksie van die wondertekens na Jesus se hemelvaart is om die prediking, die verkondiging van die evangelie deur die apostels te bekragtig. Hulle preek eers, hulle vertel vir die mense die goeie nuus. Hulle vertel vir hulle wie Jesus was, dat hy hier op aarde was, wat hy gedoen het, wat hy geleer het, dat hy gekruisig is, dat hy opgewek is uit die dood, en dat wie in hom glo sal lewe. En dan, op die prediking, volg die tekens as 'n bevestiging. Nou kan mense wat skepties is, as hulle die boodskap hoor, sien, maar hier vind die tekens plaas, en dit is 'n bevestiging dat hierdie mense praat die waarheid. So die rol van die bevestiging, van die verkondiging
van die evangelie is sleutelrol. Maar daaruit mag ons nie die fout maak om te dink dat dit altyd so moet werk nie. En dis waar ek dink die kernmisverstand kom. Mense dink Jesus moet wonderwerke of God moet wonderwerke doen vandag, net soos Jesus in daai 3 jaar bediening gedoen het. En God moet wonderwerke voorsien en genesings voorsien deur die evangelieverkondigers vandag, net soos wat hy dit voorsien het vir die apostels in daai tyd van die verkondiging van die evangelie, die vestiging van die kerk, die planting van die kerk. Vandag is die situasie anders en om dit in een sin te sê, ons, die meeste van ons wat hierdie boodskap hoor, is nie in 'n sendingssituasie nie. En wat is die verskil? Ons het die Nuwe Testament op skrif. As ons nou die boodskap van Jesus, die evangelie verkondig, dan hoef ons dit nie met 'n wonderteken te kan bevestig nie. Ons kan vir mense sê, hier staan dit in die evangelie, hier staan dit in die Nuwe Testament, want so lief het God die wêreld gehad. En hy het sy enigste seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vertel ons die verhaal van Jesus, maar dan lees ons uit die evangelies uit. Hier staan dit in die woord. Ons derde hoofpunt. Hoe verander die situasies in die nuwe, gevestigde kerksituasies? Nou gaan dit oor ander hoofsaake. Wondertekens sal altyd hulle plek hê, maar ek is bekommerd oor 'n oorbeklemtoning daarvan en dat mense nie verstaan hoe die kontekste verskil nie. Kom ek motiveer so. Wat is die hoofsaake waaroor Paulus byvoorbeeld skryf aan gemeentes? En nou moet ons onthou, weer eens, al was dit klein gemeentes, huisgemeentes, jy het 'n gevestigde kerksituasie, jy het gemeentetjies, hierdie is nou mense wat reeds glo. Waaroor skryf Paulus vir hulle? Nie oor genesings nie, nie oor wonderwerke en wondertekens nie, maar oor dinge soos verhoudings, en ek wil dit so 'n bietjie opdeel. Paulus skryf oor hoe mens in die regte verhouding met God moet staan, en hoe mens in jou verhouding met God moet groei en moet verander, hoe dit jou hele lewe moet verander, want jy is nou 'n nuwe persoon. Die oue het verbygegaan, die nuwe het gekom. Kyk, alles het nuut geword. So dit gaan oor groei in ons verhouding met God. In die tweede plek wil ek sê, gaan dit oor groei in ons verhoudings met mekaar. Paulus skryf geweldig baie oor, julle moet mekaar nie so en so en so en so hanteer nie, maar behandel mekaar so en doen so met mekaar en maak so met mekaar. As jy bietjie in geheel Paulus se briewe gaan lees, dan sien jy hierdie is die hooftemas wat na vore kom. Derdens wil ek die term gehoorsaamheid noem. Dit gaan oor gehoorsaamheid aan God. Nou dat jy in 'n verhouding met God staan, moet jy hom volg. En hoe volg ons God? Deur gehoorsaam te wees aan hom. Kom ek noem enkele pragtige en belangrike voorbeelde. Die eerste van 3 belangrike voorbeelde wat ek wil noem. 1 Korintiërs hoofstuk 13. Miskien die bekendste hoofstuk in die hele Nuwe Testament. Maar waaroor gaan dit in 1 Korintiërs 13? Nie oor die feit van die gawes nie. Nie oor die feit dat daar wondertekens en genesings plaasvind en spreek in tale en so meer nie, maar oor hoe dit gebruik word, oor hoe dit aangewend word. 1 Korintiërs 13 gaan oor, julle het hierdie gawes, maar dis hoe dit gebruik moet word en dis hoe dit nie gebruik moet word nie. Dit mag nie selfsugtig gebruik word nie. Dit mag nie gebruik word in jou eie belang nie, of om jou voorop te stel nie. Dit mag nie lei tot geestelike hoogmoed nie. Dit mag op geen manier liefdeloos beoefen word nie. Juist die teendeel.
as die gawes nie in liefde beoefen word nie, sê Paulus al daai negatiewe dinge, van dan is dit iets verskrikliks. En al kan ek dit doen en dat doen en dan doen, en dan is dit alles soos 'n geraas in God se ore. Die tweede voorbeeld wat ek wil noem, is uit Galasiërs hoofstuk 5. Ek lees vers 22 tot 26, en hier is 'n belangrike onderskeid. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Die derde voorbeeld. Waarvoor bid Paulus vir die gemeente in Filippi? Filippense 1 vers 9 tot 11. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Onderskeidingsvermoë. Nie die doen van wonderwerke nie. Hy bid nie dat daar allerlei wonderwerke daar sal plaasvind en wondertekens nie, maar dat hulle sal groei in liefde en in fyn aanvoeling en sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Ons vierde en laaste hoofpunt. Enkele opmerkings oor die begrip die koninkryk van God. Beide Johannes en Jesus het gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Nou, dit is vir ons natuurlik oorbekende woorde. Maar wat beteken dit? Ek wil dit verskriklik eenvoudig vertaal deur te sê, julle het so ietsie gesien van die koninkryk van God. Julle het so ietsie gesien van die koninkryk van God. Hoe lyk 'n koninkryk? 'n Koninkryk het 'n koning. 'n Koninkryk het volgelinge. En 'n koninkryk is net 'n koninkryk as daardie volgelinge gehoorsaam is aan hulle koning. Jesus kom wys vir ons, hy kom van God af. En hy is die koning. Ten sterkste bevestig na sy opwekking uit die dood. Selfs in Jesus se tyd wys Jesus vir ons met wondertekens hoe lyk gehoorsaamheid. Hy doen tekens wat wys dat selfs die natuur aan hom gehoorsaam moet wees. Die natuurwette aan hom gehoorsaam moet wees. Bose geeste aan hom gehoorsaam moet wees. En so meer, en so meer, en so meer. Maar dis nog nie 'n permanente toestand nie. Die koninkryk van God het naby gekom. Ons het ietsie daarvan gesien, dit het nog nie volledig aangebreek nie. Hoe werk dit in die praktyk? In die praktyk breek stukkies van die koninkryk van God aan, waar mense God erken as die enigste, die ware en die lewende God, en dat Jesus Christus, die Seun van God is, self God, die verlosser van die wêreld, die koning wat ons moet aanbid. Waar dit gebeur, of dit in 'n huisgesin is, of dit in 'n individu se lewe is, of dit in 'n maatskappy is, of dit waar ook al is, daar breek 'n stukkie van die koninkryk aan. Tweedens,
waar daar volgelinge is. Wanneer ons as huisgesin kan sê, soos Josua oor sy huisgesin gesê het, kies julle wie julle wil dien, maar wat my aanbetref, ek en my huis, of ek en my gesin, ons dien die Here. Binne familieverband, binne gemeenteverband, binne kerkverband, oor die grense van kerke, reg oor die wêreld, waar Jesus gevolg word. En dan natuurlik derdens, waar daar gehoorsaamheid is, en dat mense toeneem in gehoorsaamheid. Waar mense in hulle verhouding met God groei, met hulle naaste, en so meer, en so meer, en so meer. Selfs met die wêreld, selfs met die natuur, waarin ons groei in gehoorsaamheid, diepte, diepte. Waarvoor leer Jesus sy disippels om te bid wanneer hy weg is? Een van die dele van die Onse Vader gebed is, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, hier op aarde, soos in die hemel. Dis weer eens 'n bevestiging, dat die koninkryk het nog nie volledig aangebreek nie. Ons het stukkies daarvan gesien in Jesus, en dit kan nou stuk aanbreek. Uiteindelik sal die wederkoms plaasvind, en dan is dit die volledige aanbreek van die koninkryk van God. Wanneer al die dinge wat skei en al wat verkeerd is, verby is en weg is, en ons 'n volledige aanbreek van die koninkryk van God het. Intussen is ons grootste en belangrikste fokus nie wondertekens nie, maar die koms van die koninkryk van God. Amen. Here, ons wil bid dat U vir ons sal help deur U Gees om ons perspektief te verander, te verbreed, te verdiep. U weet tot hoe mate 'n wondertekens oorbeklemtoon word in die verwagting daarvan, en selfs die geweldige misbruik en bedrog rondom sogenaamde wondertekens en genesings. Help vir ons om perspektief te kry en te fokus op U koninkryk, op U koningskap, en op ons gehoorsaamheid, en op ons groei in ons verhouding met U, en met mekaar, en met die wêreld. Wees asseblief met elkeen van ons, U ken ons elkeen se uitdagings, U ken ons elkeen se vreugdes. Wees by ons asseblief. En dan bid ons, in ons wêreld en in ons lewens, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, op die aarde, soos ook in die hemel. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die seënende, lerende en versterkende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by jou. Amen.